Goeiemôre. Ek vertrou dit gaan goed met jou. Die jaar is aan die gang. En Februarie is mos die romantiese maand. Baie mense hou Valentynsdag. Manne koop vir hulle vrouens blomme. En dit herinner my aan toe ek verlief was. 'n Mens wat verlief is mos bietjie dom. Dis waar. Ek sou my laaste petrol gebruik om vir die Lies te gaan kuier. Nou lankal ek bly Nelspruit, sy bly Witrifuur, is Optrane, julle ken daai wêreld. Jy ry op na Witrifuur, want Nelspruit is Laagveld en Witrifuur is op die plateaurand, so dis groot verskil. Maar ek sal my laaste bietjie petrol ry, want ek wil gaan kuier. Ek wil net by haar wees, ek wil aan haar hand vat, ek wil by haar sit, ok. En dan later, hier so 10:00, na 10:00, daar was 'n probleem, lyk vir my haar pa het siek geword. Want altyd so na 10, hy begin maar hy was groot en vet en ek is bang as hy nou iets gebeur, ek moet help optel, ek is nie lus nie, dan ek maar liewer huis toe. Dan daar by die kar, ag drukkie soentjie, nog 'n bietjie, ok, sien weer, praat weer, ok, bye, dan huis toe. Dan as ek ry daar uit, Witrifuur, net buite die dorp, die karretjie, want ek moet petrol spaar, ek het min geld, sit af. Free af, tot by Rockies Drift, die mense wat die wêreld ken. Dan moet ek 'n bietjie staar, daar by die groot fabriek, die houtfabriek, staar te kom, ry ek weer tot daar bo, lankal was Dramrock daar bo, die hotel, ry ek tot daar bo, weer af, daar by die lemoenplaas verby en daar om die draai. As ek dan gaan staan, moet my vriende my help. Maar vir my, dis ok, ek vat die kans, want ek wil by Elise wees, ek wil kuier. En dis hoe 'n mens maak as jy verlief is. Jy voel, jy sal alles doen om net saam met hierdie mens te wees. En partymal dink ek, daardie prentjie, Jesus is so verlief op jou, so verlief op my. Hy los die hemel, daar waar dit smart, mooi, netjies, alles is goed. Ek wil amper met respek sê bietjie dom. Want nou kom hy aarde toe vir my. Ek is vuil, vol sonde, lelik. Maar hy is so verlief, hy los die mooi, en hy kom na die deurmekaar wêreld, na my lewe. Want hy wil net by my wees, hy wil net aan my raak, hy wil net met my gesels. En hy sê hy het my so lief, hy sal sy lewe gee. En toe die toets kom, op die kruis van Golgotha, toe gee hy sy lewe vir hierdie ou. Ek altyd dink daaraan, soos toe Jesus kom aarde eerste maal, dis soos jong man wat kom by my, hy sê, hey, so lief vir jou, ek wil jou trou, wat sê jy? Jesus sê, ek is so lief vir jou, ek wil met jou trou, ek wil jou myne maak. Ek sien jou as my bruid, wat saam met my is altyd. Ek het jou so lief, ek sal vir jou sterf, en hy het bewys op die kruis. Maar wat sê jy? Jy sien, die bruid het altyd die voorreg om te sê ja of nee. Ek benoud, vra vir Elise, sal jy my trou? Sy sê ja.
Nou daarna ons word verloof. En ek is so bly om te sien, sy trots, sy waai vir die mense, sy lankal waai so, nou waai sy so. Want almal moet die ring sien. Sy is nie skaam omdat sy my verloof het nie. En dis dieselfde, as ek ja sê vir Jesus, ek is nie skaam nie. Ek laat my doop. Ek laat my doop as 'n getuienis, want ek het ja gesê vir Jesus. Nou is ek deel, ek is verloof aan hom, ek word nou genoem, sy bruid. Ek wag vir my groot troudag, ek voorberei. Hoe voorberei ek? Jesus help my, hy stuur, hy vra Vader, asseblief, ek stuur die Heilige Gees. En die Heilige Gees, hy kom praat, hy leer vir my. Hoe hou van Jesus? Hoe sy smaak? Wat wil hy hê? Hoe kan ek hom gelukkig maak? Dis nie wette en reëls nie. Dis ek is lief, ek is verlief, ek wil jou gelukkig maak. En dis dieselfde met God. Wanneer jy is wedergebore. Wat is wedergeboorte? Jesus verduidelik die Fariseer Nikodemus in Johannes 3. Hy sê, sonder wedergeboorte sal niemand die koninkryk van God sien nie. So wat is wedergeboorte? Wedergeboorte is om te sê, ek wil oorbegin met Jesus. Ek wil hê dat u my sal vat. Dat u my sal verander. Dat u my sal gereed maak. Wedergeboorte is om te sê, nie wat ek wil, wat u wil. Wedergeboorte sê, ek kies u. En ek kies om te leef soos iemand wat lief is vir u. Maar dis my bietjie moeilik en daarom ek bid dat u my vul met die Heilige Gees, dat u Heilige Gees vir my leer, vir my wys, vir my vat hoe om te maak. Want ek sien my seun, hy trou nou Vrydag. Al die voorbereiding. Daai meisie, sy's mooi, sy anals moet perfek, die haartjies moet mooi, hulle het grimering gaan toets, gaan oefen. Wat? Hoekom? Hy sal hom ons vat, hy gaan hom ons nie los. Maar vir haarself, sy wil so mooi lyk. Want sy's lief vir my seun. Sy's lief vir ons familie. Sy gaan deel word van ons gesin. En dis dieselfde. Jesus vra jou hand. Hy sê, trou my. Ek het my lewe gegee, ek het bewys, ek baie mal oor jou. As meisie, as bruid, as kerk van God, het jy die voorreg om te sê ja of nee. Jy kies. Maar wanneer jy sê ja, dan word jy wedergebore, dan stuur God sy Heilige Gees om jou te leer en te lei en jou gereed te maak. Jy gaan mooi lyk, jy gaan perfek wees, jy gaan skoon wees, jou naels gaan skoon wees, alles gaan so reg wees, vir die groot troudag, wanneer Jesus jou kom haal. Is jy gereed? Is jy wedergebore? Het jy toegelaat en gesê, Here, ek aanvaar, u het gevra vir my hart. U het u hart vir my gegee. Ek wil ook my lewe vir u gee. Dis die belangrikste besluit wat jy ooit kan maak. En natuurlik, wanneer ek ja sê vir Jesus, dan word ek mede-erfgenaam, ek word familie van God. Dinge verander. Maar vandag is my vraag, het jy al waar ja gesê vir Jesus? Miskien het jy, maar jy het weggeloop. En die wonderlike van Jesus is, skryf jou nie af nie. Jy kan terugkom. Hy wag en hy sê, kom my bruid. Kom, al was jy vuil, al het jy groot foute gemaak. Weer wit so sneeu, laat my dink aan 'n trourok. Mag die Here deur sy Heilige Gees vir jou leer en lei en wys sy verlief op jou.
En mag die belangrikste rede vir jou lewe wees. Nie wette en reëls nie. Maar ek is lief vir Jesus. Ek het ja gesê en ek toelaat dat sy Heilige Gees my lei en my gereed maak. Baie dankie, Here. Ek bid dit vir my en ek bid dit vir elkeen. In Jesus naam. Amen.